As ons nou vat laasweek toe, almal na huis toe is, met die damesoggend, kom hier mos nou 'n storm. En daai storm maak vir ons sop nou. Nou, vra ons vir Dirk, hy moet die vla afval, en hy het nie geluister nie. Toe moes ons die vla afval, maar nou moet arme JP, ons is so nat, ons is almal nat, ek is sommer kaal voet, want julle weet ek is baie erg met my skoene, ek wil nie hulle moet nat word. Nie my brein is nie my swart is, geen skoen van my moet nat word binne nie. Want dit is leer, ek hou van my skoene, my tellies hou ek van. So dit moet nie nat word nie, so ek loop nou maar kaal voet. Maar nou stop ons, nou moet ons daai vla afhaal en dis diep water. Dis nie vlak nie. So JP het nou net sy broek aan, hy het sy hemp uitgetrek, sy skoene uitgetrek, nou hol hy nou maar. Maar hy staan so diep in daai water om die vlag uit te kry. En die water is vuil, dis modderwater. Dan dink ek aan, ja, hoeveel keer gaan ons nie deur water en storms en alles nie. Nou daai vlag is nou eintlik rooi van die modder. Want jy moet nou die vlag uithaal en jy moet nou die pype uittrek en dan moet die pype opges en dit word alles vol modder en dit is geploeter in modder. Dis rooi modderwater. Nou kan jy vir jouself dink hoe JP daarna kan lyk. En ek het vir die eerste keer in my lewe ingestap by Spar sonder skoene. Met 'n broek wat halfpad op te rol is met spierwit bene, want ek sien nie die son, my bene sien nooit die son nie. So nou moet iemand dink hoe dit gelyk, nee. Ek kon nogal redelik swak gelyk, nee. Dink julle nie so nie? OK, kom ons buig ons hoofde. Vader, ek kom nou en ek vra dat U my sal aanraak, die vuur van die Heilige Gees, dat hierdie woord wat vandag uitgaan, Here, dat dit op vrugbare grond sal val, Here, en dat dit sal uitsprei, Here, daar waar mense dit moet hoor, Here. Hier waar ons almal sit, Vader, vra ek dat ons gees oopgemaak word en dat die woord sal lewendig word, Here, en by elke ene openbaring wees. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Amen. En ek gaan die volgende slide. Kyk dan, sien jy daai kindertjies in die modder? Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Ek wou foto's van JP geneem het om dit te doen. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Ploeter ons in geestelike modderwater. Wat beteken ploeter? Ek het altyd gedink as 'n mens sê ploeter, is dit dalk 'n verkeerde woord om te gebruik. Wie dink ploeter is 'n verkeerde woord? Ek het gevoel is dalk nie reg om die woord te gebruik nie, want wat beteken ploeter? En toe besluit ek nie wat, ek gaan vir julle dit uiteensit in die kerk. Net so 'n bietjie Afrikaanse woorde uiteensetting is werklose werkwoord. Ploeter is 'n werkwoord, ploeter, en in verlede tyd het geploeter. Nou, ek wil hê na vandag se boodskap moet ons het geploeter. Ons gaan nie voortgaan in die geploetery met modder nie. Ons was klaar daar. Die betekenis is met groot moeite voortbeweeg, aansukkel en rondplas in die water, en dat jy stikkend en sonder veel sukses te werk te gaan, soeg en sukkel. Wie van julle voel julle beweeg in modderwater? Jy's besig om te spartel en te sukkel en niks wil regkom nie. Jy voel nou, nee, dit is nie hoe die Here dit vir my beplan nie. Dis nie wat die Here vir my wil hê nie. Maar hoe werk my dinge nie uit nie? Wat is die probleem dat ek in hierdie modderwater ploeter? Kyk 'n bietjie as 'n kind in modderwater speel. Hulle geniet dit. Maar hoe kom hulle daar uit? Mooi skoon? Baie skoon. Nee, jy kom nie skoon van modderwater nie. Jy lyk verskriklik as jy modderwater speel. Veral die rooi grond waar ons is, vlek die modderwater alles. Dit vlek alles. Nou, gebruik ons, weens die reën moes ons maar deur die modder ploeter. Nou, weens ons omstandighede, ploeter ons nou maar deur die water. Nee? Nog eerder van sê, maar ek het alles perfect. Jy weet nog, we gaan na Lukas toe die volgende enetjie. Ek wil nie daar in die daar is, dankie, dat ons aangaan. Ek gaan weer 'n stukkie lees en dan gaan ek die woord vir julle uiteensit.
Maar ek wil hê, julle moet die prentjie imagine. Julle moet daai prentjie hier in julle kop hê van 'n kind wat in modderwater speel. Wat bereik 'n mens met daai modderwater op die einde van die dag? So kom ons begin. Lukas 5 vers 1 tot 11. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie ver van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang." En Simon antwoord hom en sê vir hom: "Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op uw woord sal ek net die net laat sak." En toe hulle dit gedoen het, het hulle groot menige visse ingesluit en hulle nette wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats en in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite volgemaak sodat dit amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige man." Want verbaasendheid het hy aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, en wat Simon se maat was. En Jesus sê vir Simon: "Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuit aan die land gebring het hulle alles verlaat en hom gevolg. Nou gaan julle vir my sê, maar wat het dit nou met modderwater te doen? Ons besef dat God se gees beskikbaar is vir ons. Ons kan nie net heeltyd hierso sit en aan die moddertjies aangaan met ons daaglikse dingetjies wat daar niks van kom nie. Jy's besig om in 'n plek in te beweeg van jy lees die Bybel nie, jy kyk nie na die woord nie, jy luister nie na woord nie. Jy het nooit tyd om regtig woord te hê nie. Ek het al hoeveel keer vir die mense gevra, luister julle goed vir jouself. Ag nee, wat ek het nie tyd nie. Ek het regtig nie tyd om te luister nie. Dit maak my foon vol. En dit gee vir my, ek het nie tyd nie. Ek het regtig nie tyd nie. Wat gebeur as die pop op die fans draai? Jy gaan spartel in modderwater. Want hoe gaan jy jouself bou? Wat het Jesus vir hulle gesê? Hy het vir Jesus gesê, ons het niks vis gevang nie. Die hele nag, was ons daar op die water, ons het niks gekry nie. Die hele nag. Nou wil hy ons moet weer ingaan. Hoe gaan dit? Ons moet dieper in beweeg. Ons moet in die gees, in die mens wees. Ons moet dieper begin delf in die woord. Hoe dieper jy gaan, hoe meer ontvang jy. Maar as jy in die vlak water sit en net speel, kom jy nêrens toe. Amen? Amen, jy gaan nêrens te kom nie. Hy roep ons om waagmoed te hê, om uit te gaan. Hy sê vir ons, gaan uit. Hoekom is ons bang om met ander mense te gesels oor Jesus? Waarvoor is ons bang? Ons is so bang om vir iemand te vertel, ek is 'n Christen. Maar ons wil ploeter in die modderwater. Ons wil hê wat ons hier het. Ons wil sit waar ons sit. Maar ons is nie bereid om bietjie dieper te gaan. Jy gaan net vuil word in modderwater. In vlak water word jy vuil. Maar as jy dieper gaan jy soveel meer mooier dinge beleef. Mooi dinge beleef. Om vas te hou aan geloof wat gebrek het aan lewe. Jette man. As jy net sê jy heeltyd 'n gebrek het aan jou geloof, dat jy net heeltyd kla en kerm oor die omstandighede. Wanneer sê jy gaan dieper in? Wanneer gaan jy 'n plan maak met jou omstandighede? Ek kan nie vir jou omstandighede reg bid nie. Ek kan nie. Ek kan niks aan die omstandighede doen nie. Jy moet opstaan. Jy moet besluit, luister nie. Ek gaan van nou af
dieper. Ek gaan nie sit en niks doen nie. Wat gebeur as daar moeilikheid is by die huis? Bel die pastoor. Nee, bel die pastoor. Kom sort uit, pastoor. Dan kom ek daarin. Daar's nie 'n Bybel nie. Daar's nie orde nie. Julle ploeter en motorwater. Want glo vir my, as jy die woord dieper gaan delf, elke liewe dag, gaan jy weet hoe om probleme te hanteer. Jy gaan weet, jy gaan nie nodig hê om in daai water te spartel en te sukkel nie. Kyk 'n bietjie as jy nie leer nie, kinders. Jy ploeter heeltyd in die ou bietjie water wat jy sit. Jy word dan vol van die modder. Jy doen niks nie. Jy gaan nie om skoon te maak nie. Jy kom by die toets, gaan jy kan deurkom? Gaan jy deurkom? Jy moet leer, jy moet iets doen om iets terug te ontvang. As jy nie vir die Here, as jy so lewe, ek sê dit altyd vir die kinders, dan druk jy af in die lewe. Want dit druk jou af. Maar as jy so lewe, dan kan jy ontvang. En jy kan gee. Maar om so te lewe, nie die moeite werd nie. Glo vir my. Dis glad nie die moeite werd nie. Ons moet daai rigting wat ons al in die rondte ploeter, al in die rondte, heeltyd teruggaan op die verlede se dinge. Heeltyd teruggaan en sê, ag, jy weet mos, ek kom ons uit 'n huis uit, wat my pa dronk was en my ma was 'n vrou wat op straat gewerk het. So, dis hoekom ek is wat is. Stop dit om daai gedagtes te hê, want jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's meer as goed genoeg. Jy hoef nie te syp saam met jou pa nie. Jy hoef nie jou ma se dinge uit te haal nie. Jy as mens kan besluit, ek gaan nie meer aan met my ou lewe nie. Ek gaan nie ploeter in hierdie water nie. En dan moet ons die volheid van die lewe wat Christus Jesus vir ons gegee het, wat hy bedoel het vir ons, dan gaan ons dit bereik. Want hy het net goeie dinge vir ons in store. Hy het net goeie dinge in plek vir ons. Glo julle dit? Amen. Maar as ons vinnig jaag en ons kry 'n boete, dan vloek ons die spietkop. Maar het hulle nie vir ons gesê ons moet 60 ry nie? Maar jy wil nie eens 'n padreël nakom nie. Hoe gaan jy nog die woord van God nakom? Hoe gaan jy nog al hierdie dinge gedoen kry? Jy wil nie luister by die skool nie. As hulle vir jou gesê het, jy mag nie 'n rooi broek dra nie en jy hou aan om jou rooi broek te dra, gaan jy 'n inskrywing kry. Wie se skuld is dit? Jou ma se skuld? Nee, dis jy wat nie ore het nie. En so is ons het nie ore nie. Ons luister nie. Ons doen nie wat van ons verwag word nie. Dit was nou nie bedoel om te raas nie, maar regtig. Lukas 5 vers 4. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water. Jy moet nou nie in jou visvangbootjie gaan klim, in jou kanoe klim en dieper in die water inry om mooier vis te vang nie. Jy moet geestelik, moet jy dieper gaan. Geestelik. Dit help nie, jy begin net hier en jy lees elke keer net die eerste, ag nee, ek gaan net vanaand hierdie stukkie lees. Ag nee, okay, dankie. Yes, ek het gelees. Dankie Here, dankie vir die dag. Dankie Vader. Gaan slaap. Môre gaan staan hier op. Ag Here, dankie dat ek wakker geword het. Gaan sy saam met my hierdie dag. En dan gaan jy jou dag aan en vanaand. Die lig is bietjie lig. Nee, die lig is nie lekker nie. Ek gaan nie vanaand by lees. Ons doen dit. Nie my sê julle doen dit nie. Ons luister nie meer nie. Ons het nie meer tyd nie. Ons jaag so deur ons lewe. Dis makliker om op 'n stoel te sit met jou voete in die lug en te sit en te slaap as wat jy woord oogmaak om te ontvang. Dis nie makliker nie. Hoeveel ou mense sit op die stoep en skinder? Hoeveel jong mense sit op die stoep en skinder? Hoeveel kinders
sit op die stoep en skinder. Skinder jy nie? Huh? Maar jy het nou gou gesê, Adrian was nie by die skool nie. Dis skinder. Dis skinder. Ek grap net. Maar dit is super goed. Dit is soos kom ek verduidelik vir julle. Hoe het ek aan hierdie woord gekom? Ek praat Sondag na Sondag oor die woord. Ek gee elke dag woord en wat jy daarmee doen is jou saak. Maar nou op Sasadag dit is eers die ou mense wat Sasa kry. Dan is dit die ongeskiktheids disability en dan is die kinders Sasa. Nou, lei my foon. Hallo? Daai twee het weer dronkie aangekom, hulle val eintlik oor hulle voete. Ja nee, hulle het so gesuip, jy kan ja nee, hulle suip verskriklik. Ja tannie. Nee, hulle suip daar kop oop geval en ja tannie. Maar jy beter vir hulle kom bid. Wat kan ek doen? Ek kan niks doen nie. As jy wil gaan suip, gaan ploeter rond in die water. Ek kan veel niks doen. Dit help nie jy bel en jy speel die ou langs jou nie. Dit help nie jy bel my en sê jou buurman is besig met dinge nie. Begin te bid. Kry daai man in die water. Wat sê dit vir jou? Gaan uit en gemaak disippels. Gaan uit en verkondig die woord. Gaan uit en verkondig dit. Maar nee, ons is te gemaklik. Gaan uit en vaar diep in die water. Die tragedie van die Christene sonder diepte is dat hulle getuienis van die kerk van Christus belemmer. Dit belemmer. Ek gaan 'n voorbeeld gee. En ek weet hulle gaan dit nie persoonlik vat nie. Ons vat vir Mariska. En ons vat vir Kleintjie. Julle is sterk genoeg, nee. Mariska sien vir Kleintjie ingaan by die bar. Op by die, kom ons sê by die bottelstoel. Sy het vir die pastoor 'n vrugtekoek gebak, maar sy het brandewyn nodig om in die vrugtekoek te sit. Nou sien Mariska vir Kleintjie van Lindiwe in die bottelstoel ingaan daar by Shoprite. Begin sy. Ja, maar het jy gedeel 'n Kleintjie is by die bottelstoel wees. Nou het tannie Elsa die Sasa gekry en sy het dit ook gesien en sy was ook by daai Shoprite en begin sy ook en sê Kleintjie is in by die drankwinkel. Is dit wat die Here van ons wil hê? Is dit wat die Here regtig wil hê? Dis ploeter in die modderwater. As wat jy eerder gaan en jy gaan sê vir Kleintjie, luister hierso, kan ek jou help? Ja, man, die pastoor het gevra vir 'n vrugtekoek en nou moet ek by die bottelstoel van alle mense ingaan. Nee, dan gaan jy mos nou die waarheid hê dat jy dieper ingegaan daarin. Jy het dieper gedelf. Jy het dit nie net aanskou nie en 'n storie opgemaak nie. Jy het na haar toe gegaan. Dis vir my die beste om te hoor hoeveel kinderstorie mense kan aandra. Want dan ploeter jy mos nou heeltyd in haar hande. Jy sien vir Adrian, hy het 'n ou se kosblik oopgemaak om 'n broodjie te vat. Né? Hy sal dit nie doen nie, maar hy het dit gedoen. Maar vertel jy vir almal, hoor jy gesien Adrian steel. Maar as wat jy gaan en sê, weet jy wat, ek het 2 broodjies, kom ek gee jou 1. Ek verstaan hoekom jy dit al gedoen het, want jy het jou kosblik op die tafel gegee. Jy gaan nie by jou ma kom en sê, weet jy ma, Adrian het nie broodjies by die skool. Mens bly stil en jy gee eerder, want jy weet nie, die maatjie dit vergeet, of het hy regtig waar nie kos by die huis. En hoeveel van julle kinders kom huis toe met vol kosblikke? Weet julle wat 'n disaster was in my huis donderdagoggend?
omdat ek vir JP R25 gee om 'n brood te gaan koop, sodat hulle vir die broodjieklas 'n brood gee van my kant af. Ek skenk Love Upon Grace aan 3 boere 'n week gee vir die kinders wat nie skool toe kry nie. Nou is dit nou sê, nee, die mense gaan dink ons het nie geld nie, ons is arm. En dan kom hulle uit met al die stories. Is dit wat die Here van ons wil hê? Moet ons skaam wees omdat ons vir iemand iets gee? Vir my is dit opgewonde om te loop met 'n brood en te sê, luister hier is vir jou iets om te eet. Dan dink 'n bietjie mooi oor, dis nie dat ek raas nie, dis net ons ploeter in modderwater, want ons doen nie wat Vader wil hê ons moet doen nie. Ons luister nie na Vader nie. Ons is besig om ons eie ou plaasie modder net leliker en leliker en leliker te maak. Regtig. As dit die toestand is van jou geestelike lewe, nee, as jy regtig die probleem het, doen iets daaraan. Doen iets daaraan. Benader jou geestelike groei met 'n erns, want jy verdien om geestelik te groei. Gaan dieper in die water in. Moenie met naaste beste tevrede wees nie. Jy gaan nie tevrede wees om net in die oggend een woord te luister nie. Maak jou vol. Want kom wat ek vir jou sê, as jy vir jou vol maak met die woord, gaan die geploetery nie nodig wees. Dit gaan nie nodig wees nie. Jy gaan nie negatief voel nie. Ja, dinge gaan voel. Jette, ek het dit regtig nou 'n bietjie moeilik, want ek het nou kwaad geword vir die kinders en ek het nou iets gesê wat ek nie moes gesê het nie en nou kataase ek myself daarvoor. Plaas dat ek eerder gaan en vergifnis vra en sê, luister, ek het hierdie fout gemaak en dit oor die verby kry. Want anders kom jy op die eind op die ding van ek's nie goed genoeg nie. Ek is net 'n swak persoon. Niks moois is in my nie. Julle weet van wie ek praat. Hoeveel keer hoor ek wat die mense vir my sê, ek's nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg om in die kerk te wees nie. Is mense dat nie wil kerk toe kom nie, omdat hulle nie klere het om aan te trek. Maak die klere saak. Dit maak nie saak nie. Maar, ons sal eerder stil bly en aanhou, as wat ons sal maar persoon help. En sê, kom ek deen vir jou my broek. Trek my broek en my aan vir 'n slag, dan kom jy saam kerk toe. Weet jy hoeveel verskonings was daar al? Dit reën te veel, ek kan nie my wasgoed was. En jy kan nou nie kerk toe kom met jou wasgoed is nie gewas. Iemand wat wil, sal 'n plan maak. Jy sal uitgaan en dieper delf. Jy sal en moet. Vind jou vreugde by die Here en wees bly, wees opgewonde. Kyk, daar's nog nooit so harde toets gewees as vandag vir hierdie kerk, met die dat die bakkie 41 minute laat was nie. Was julle geduldig? Ja, ek was glad nie. Want as ek 'n ding 10 wil hê, dan wil ek om 10 laat begin. Ons kan nie later nie, want almal het hulle dinge wat hulle doen. Maar te sê ons liewe maat daar agter, daar waar hy 'n kerk gehad, daar waar hy by sy pastoor, as hy 'n uur aanhou, 2 ure, 3 ure, dis wanneer jy klaar maak. Maar ons is so geneig om te sê, kom, ons wag. Ek moet nog ete voorberei, ek moet nog dit doen, ek moet nog dat doen, ek moet nog dit doen. Dan sit jy met die gedagtes hierso, van ek moet nog dit doen, ek moet nog dat doen, ek moet nog. Dan fokus jy op die woord, glad nie, want jy sit en dink al klaar wat jy die huis moet doen. Ek vra mooi, gaan delf dieper in die woord. As Jesus jou lei in die dieptes in, gaan die Gees vir jou dit laat openbaar. Jy gaan openbaring ontvang deur middel van die Gees. Dis like jy sê daai klein stemmetjie wat praat. As jy dieper ingaan, van daai stemmetjie met jou begin praat, jy gaan begin al meer verstaan. Jy gaan al beter verstaan. Jy gaan weet jy wat ek kan voortgaan. Ek kan dieper in die water in beweeg. Ek kan dieper in die woord kan ek dieper vorentoe gaan. In my lewe kan ek dieper gaan.
Hoe nader jy aan God kom, hoe makliker is dit om te lewe. Hoe makliker is dit om te kyk. Dan gee vir my sê, maar hoekom suffer ek? Gaan dieper in die woord. Kom by die woord aan. Kom by God aan. Staan op uit jou omstandighede. Kyk, ek het gesuffer met my cholesterol. Jette, wat moes ek doen? Ek moes effens ingesit het om op te hou met die verkeerde goed eet. Ek moet maar net ophou, want anders te ploeter ek verder aan waar ek nie moet wees nie. Dit help nie, ons bly op die ons plek waar ons is en ons sukkel om die stem van die Here te hoor. Dit help nie, ek bid nie, want dit skiet die sieling vas. Ek bid nie, want die Here hoor my, hy antwoord nie my gebed nie. Ek het 'n tannie gehad nie, wat sy man 'n pastoor is. Sy het vir haarself in die hangkas toegesluit. As sy nie haar sin kry nie, dan sit sy in die hangkas. En sy sal wel sit vir 'n week. Vra vir Dirk. Sy sit vir 'n week in haar hangkas, sy kom nie uit nie, want die Here wil nie haar omstandighede verander nie. Nou wat help dit jy sit in die hangkas? Doen iets man, kom in die woord van God, maak die Bybel oop, kom by die kerk uit. Kerk is nie lekker nie. Weet, dit is nie alweer lekker om op die harde te sit en elke keer hier te kom sit en luister nie. Maar weet jy wat is dit wat ons help? Ons is hier vir mekaar. Daai drukkie wat ek vanoggend by daai tannie gekry het wat so lekker gaan. Nee. Daai oulike tannie wat so lank as in die kerk was. Nee? Ja, maar weet jy hoe bly was ek vanoggend om haar te sien? Hoe bly was ek? As dit reën dan dink ek aan die tannie. Dan bid ek maar net vir haar vir krag en uithou vermoë. Want 'n dag wat lekker is nie lekker nie. Maar toe ek haar nou vanoggend sien en ek kry daai drukkie, het dit vir my die wêreld beteken. Dit het iets hier in my hart gedoen. Dit het iets in my hart gedoen. Jy weet ek is lief vir jou. Dit het iets in my hart gedoen. As Sina kom, en ek sien Sina, en sy kom sê, hallo my ma. En sy gee vir my daai druk. Dit doen iets. Dit doen iets. As julle hier kom en ek gee julle drukkie, doen dit iets vir julle. Help dit julle. Maar as jy in jou huis gesit het, en stil gesit het dan niks gebeur. Het jy dalk in depressie verder gesit. Maar nie om uit te kom, om songesyn te hê, om te sing, maak dit soveel beter. Ons hoef nie te ploeter in my modderwater nie. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader, Here, kom ons op U dankie sê. Here, ek vra dat U vir elkeen van ons wat dit regtig moeilik het in die lewe, wat in hierdie modderwater sit, Here, vra ek dat elkeen van ons, dat ons harte sal oopmaak, sodat U kan kom en elke stukkie wat daar is, heel maak, Here. Here, maak ons heilig, dat ons net meer en meer die beeld van U volg en nie die wêreld volg nie, Here, maar dat ons Here in U skade weer beweeg. Here, dat ons nader tot U gaan en nie in ons omstandighede vaskyk nie, Here. Daar's soveel dinge wat gebeur in hierdie wêreld, Here, wat vir ons soveel wanhoop gee, Here. Ons voel, daar's nie hoop vir die toekoms, Here. As ons die nuus aansit, dan hoor ons die vreeslikste goed. As ons die radio aansit, hoor ons die vreeslikste goed. Maar Here, as ons net kyk hoeveel mense daar is, Here, wat 'n drukkie nodig het, wat liefde nodig het, Here, wat daar in die modderwater sit, wat net 'n hand nodig het om hulle uit te trek, Here. Here, ek vra dat elkeen van ons self sal eenkant toe skuif en begin luister om dieper en dieper te beweeg, Here. En te kyk na ons naaste, Here, om daar te wees vir ons naaste, net 'n gebed, Here. Here, ons sê dankie vir die voorreg wat ons het om vandag in die kerk te kan wees, Here. Dankie dat ons elkeen 'n drukkie vanoggend kon kry. Elkeen wat ek is so bly om elkeen hier te gehad het, Here, om hier te hê, Here.
Here, dankie vir al die genade, al die liefde. Here, hier waar hierdie tannie vanoggend opgewonde gekom het en gesê sy het vir ons kussentjies gemaak vir die harde stoele, Here. Maar sy met so opgewondendheid in haar gehad het, net om te sê, hier's ietsie wat sy uit haar hart uitgee, Here, ons sê dankie daarvoor. Here, seën die tannie. En Here, dankie vir al die genade en al die liefde. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. 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 Ek wil vra